Stellenbosch Universiteitskoor ding vanjaar in 3 kategorieë mee by die Wêreldkoorkompetisie in Cincinnati. Arlene Prinsloo het kort voor die koor se vertrek met die dirigent André van der Merwe gesels. As jy met 'n koormedium werk, is baie anders as met 'n orkes of met 'n individuele sanger of selfs met 'n individuele instrument. Wat my motiveer is ek eet van ander mense se energie af. Dit maak my 'n beter mens. So as hierdie groep mense voor my staan en hulle het 'n gesamentlike doelwit, dan inspireer dit vir my om vir hulle energie te gee. En wat vir my lekker is van 'n groot groep sangers soos met die ES koor, jy gee baie energie uit, maar jy kry energie terug. Ek is belaglik gespanne en opgewonde op dieselfde tyd. Ek dink die koor is reg, maar hierdie keer in vergelyking met vorige kompetisies waaraan ons deelgeneem het, ek het so 'n bietjie navorsing gedoen, is daar ontsaglike goeie kore ingeskryf. Ek dink die gehoorlede in Amerika gaan inwees vir 'n werklike opwindende ervaring. Wat vir my belangrik is om ons musiek te gaan deel met die gehore en dat die musiek net spreek. En op die ou end met 'n kompetisie nie die musiek ondermyn nie. Dit moet vir jou help om as kunstenaar jou beste te gee. Dit is nie gang af wat jy sing, want as jy iets uit die barok of renaissance era sing, dan dink ek is dit beter as die sangers bymekaar is. Maar partykeer komponiste dat dan wil hulle half 'n stereofoniese effek hê met die kore, wat die gehoor dit anders te moet ervaar, half binne in hulle harte in sing. So dit hang af wat die komposisie vereis. Mens moet net oppas dat dit nooit net 'n triek raak nie, dat dit altyd die musiek dien. Ek dink ek is maar die koorleerders as ek sê ek is 'n bietjie 'n drama queen. Dis vir my 'n groot kompliment. Ek dink net ek is baie visueel bewus, want ek dink koormedium mense is vandag blootgestel aan uitstekende visuele effekte in films en waar ook al jy gaan. So weer eens as die musiek daarvoor vra, dan hou ek af van om 'n bietjie 'n visuele element by te bring. En vir sangtegniek is dit belangrik dat die lyf altyd stil is, maar ek hou van so 'n bietjie vryheid in die lyf en dit maak die klank ook vryer en warmer vir my persoonlik. Ek was altyd lief vir die kunste en na ek my hand gebreek het as konsertpianis, ek het 'n beurs in Michigan verbeur as gevolg daarvan, het ek deur 'n lang tydperk gegaan van regtig depressie, want dit is waarvoor ek gelewe het, dit is my eerste liefde. Maar toe het ek agtergekom ek werk beter in 'n opset waar ek vir mense se energie kan afwerk. Dit maak my 'n beter kunstenaar. En so het ek drama probeer, want ek het dit al op skool gedoen. En uiteindelik het ek gespesialiseer in regie, wat eintlik vir my die volgende logiese stap was na kore toe. Wat met kore doen jy eintlik 'n bietjie van die drama en met die musiek agtergrond. So ek dink eintlik is ek baie bevoorreg dat ek 'n bietjie van al die agtergronde gestudeer het. En ek kombineer dit baie effektief in my kore dink ek. Dit is 'n saamsnoerende absolute faktor. As ek kyk byvoorbeeld in al 3 my kore, dit is baie meer divers in terme van kultuuragtergronde. Want baie kere is in ons land word kulture geforseer by mekaar en dit word half 'n bietjie gepraktiseer. Ek vind dat in die kore dit 'n baie meer natuurlike proses is om saam musiek te maak, mekaar se musiek te leer en mekaar se gewoontes te respekteer en se agtergronde te respekteer. So sang in ons land is vir my absoluut bevorderlik in terme van verstaan verskillende kulture.